Weereens baie welkom. Ek glo en vertrou dat dit sommer baie goed gaan met u en dat God se woord vir altyd van kardinale belang is. Nou ons weet hoe belangrik is die waarheid van sy woord, veral ons gaan kyk na sekere leringe soos die gees van Lilith wat mense loop en verkondig en sê dat daar's 'n gees van Lilith wat mense tuister veral in die nagte en dat dit ook met ware kinders van God kan gebeur. Nou ons moet gaan kyk wat is die oorsprong van hierdie leerstelling. Waar kom die gees van Lilith vandaan? Want ons weet, daar is nie vroue engele nie. Daar is net mannelike engele wat in die Bybel beskrywe word, so waar kom hierdie vrou vandaan? Nou daar is mense wat baie benaminge gee aan sekere geeste, soos die gees van Leviathan en Jezebel en vele meer, waaroor ons in die toekoms gaan gesels, en ons moet gaan kyk wat die woord van die Here leer met betrekking tot hierdie goed en met die kinders van die Here. Ons weet, ons is vrygemaak van die vloek. Ons kan nie duiwel besete raak of as getuister word deur hierdie goed. En dat hierdie gees bestaan is absoluut vir my 'n mite, maar ek gaan nie vandag debatteer bestaan uit so iemand al dan nie, maar dat dit met kinders van God, geesvervulde kinders kan gebeur, dit betwyfel ek ten sterkste. So kom ons spring dadelik weg. Nou, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Nou ons weet dat die Here se woord vir ons volkome is, dit vir ons leer alles wat ons behoort te weet en selfs oor hierdie onderwerp. So ons gaan nie vandag aanvalle loods op mense nie, maar ons gaan mekaar ernstig weer lê en teregwys oor sekere leerstellings. So kom ons gaan kyk wat is die oorsprong van hierdie gees van Lilith. Kom ons gaan kyk. Nou die gees van Lilith. En wat is die oorsprong van hierdie mite? Nou daar's mense wat glo Lilith appears as Adam's first wife. Dis klaar 'n rooi vlaggie, who was created at the same time and from the same clay as Adam. Staan dit in die woord van die Here? Glad nie. The legend of Lilith developed extensively during the Middle Ages in the tradition of Agadah, the Zohar and the Jewish mysticism. So, hierdie is 'n mitologie wat na vore kom uit die Joodse historiese geskrifte en so meer, waarop ek nie baie diep gaan ingaan nie. Jy moet net weet dis waar dit vandaan kom, en hierdie mense glo dat Lilith was Adam se eerste vrou gewees, en dit is nie wat die Bybel vir ons leer nie. Nou kom ons gaan kyk na verdere geskiedenis. There are legends that Adam had a wife before Eve, who was named Lilith. But this is not found in the Bible. According to the legends, Lilith was an evil, wicked woman who committed adultery with Satan and produced a race of evil creatures. None of this is true. There is no biblical basis whatsoever for these concepts. There is no one in the Bible named Lilith. Nou ek weet as mense wat na Hebreërs skryf, die boek in die Ou Testament is ek is nie seker wat die Segel of Jeremia is nie, maar daar vind hulle die naam van Lilith as natuurlik die nagduivels en hulle gebruik dit as basis om hierdie teologie of hierdie leerstelling te promoveer. Kom ons gaan kyk. So first, the basic answer is that Lilith is not in the Bible. Lilith is wrongly referred to in the most popular of the Jewish mythology stories as being Adam's first wife. Eve was Adam's first wife and only wife. The Bible does not start with a broken marriage. So dit is absoluut 'n mite, en daar's mense wat wel glo in die bestaan van Lilith. Nou kom ons gaan kyk na die eerste videoklip van Frik en Amelia Weideman, waar hulle dan sê dat hulle kry oproepe van mense wat hulle vertel hoe hulle getuister word deur hierdie gees van Lilith. Kom ons gaan begin deur hierdie video te luister en dan gaan ons daaroor gesels. Liefling, ons praat vandag oor 'n onderwerp wat baie radikaal is. En dit is baie scary, maar dis die werklikheid. Ja. Nou mense, ons kry oproepe, ons kry WhatsApp stemboodskappe, ons kry boodskappe van mans en vrouens wat vir ons die volgende sê. Hulle is bang om te gaan slaap in die aand. Want wanneer hulle gaan slaap, dan gebeur daar goed met hulle en hulle is te skaam om met iemand daaroor te praat, en dan praat hulle met ons en ons wil dit graag met jou deel,
sodat jy kan bewus word van wat aangaan in die geestesrealm. Liefie, ons praat oor 'n onderwerp wat verskriklik is, eintlik, as jy nou mooi daaraan dink. Frik, dit is so, ek gaan dit nou maar sê, dis die spirit van Lilith. En min mense besef wat is die spirit van Lilith? Niemand, bitter min mense, kom ons sê eerder so. Ja, min mense weet wat is die spirit van Lilith en hulle weet hoe die goed gebeur met hulle, want die vrouens WhatsApp my, hulle stuur vir my voice note, hulle sê vir my, ja, daar gebeur goed in die aande met my. Iemand het gemeenskap met my. Ek slaap al met die Bybel bo op my liggaam, want ek is bang vir dit wat gebeur in die aande. Ek lewe 'n skoon en regverdige lewe, maar hierdie goed is deel van my lewe. En wanneer ek dit vir iemand sê, dan sê hulle vir my, ek is mal. Of wanneer ek na my predikers toe gaan, of leraars toe gaan, dan sê hulle vir my, jy moet net bid. En 'n gees is 'n ding wat jy kan nie net bid nie. Daai ding moet weggejaag word, en jy moet gaan kyk, hoe het hy ingekom? En dan die oorsprong gaan kry, en van daar af vat jy hom verder. Nou ja, baie min mense sal daarvan weet, want dit staan nie in die woord van God nie, dit kom nie daarvoor nie. Dit is goed wat uitgedink word, mense praat oor hierdie goed asof dit werklik bestaan, en dat jy gehoor dat mense hulle bel en sê hulle is bang om te gaan slaap, en dat daar sekere goed met hulle gebeur, en dat hierdie gees hulle dan ook tuister, dit gemeenskap met hulle, en hierdie is mense wat reg lewe voor die Here. Met ander woorde, dis wedergebore mense, of sogenaamd wedergebore, ons weet nie wat so is nie, maar hulle sê dat hulle is kinders van God, en ons weet dat God nooit sal toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. As jy in God se wil leef en rein leef, en al sou jy sonde doen en buite sy wil leef, is dan nie demone wat sit en wag vir jou om jou te kom tuister en jou in jou kamer in te kom, en soos hulle hier praat van mense wat seksuele gemeenskap ervaar met hierdie gees van Lilith en so meer nie. Dit is absolute mite, en hierdie mense glo dit, en daar is geen werklike bewyse daarvan nie. Nou, hoe weet hulle, dit is die gees van Lilith? Met ander woorde, as jy vanaand in jou binnekamer en jy gaan slaap, en daar kom 'n gees in jou kamer, hoe weet jy dit is die gees van Lilith, as jy nog nooit daarvan gehoor het nie? En sal God regtig toelaat dat hierdie mense wat ware kinders van die Here is, bo hulle kragte versoek word? Soos ek sê, al sou jy selfs in sonde wees, sal dit nie met jou gebeur nie, want die Heilige Gees woon steeds binne in jou. En hierdie goed sal nie met kinders van die Here plaasvind nie. Of het wel in die wêreld plaasvind, by die okkulte en so meer, daaroor gaan ons nou nie in debat gaan nie, maar met kinders van die Here, dit betwyfel ek ten sterkste. So kom ons gaan kyk na die volgende videoklip waarin Frik Weideman dadelik begin om die woord van God, die skrif daar uit konteks te gebruik, Openbaring 12:12. Kom ons gaan kyk. Ek dink dit is belangrik om vandag vir mekaar te sê, hoe het hy ingekom? Wie is dit? Hoe identifiseer ek dit? Want jy moet onthou dat ons leef in die laaste dae. Die boek Openbaring is baie duidelik. Daniël, Tessalonisense, Matteus, Openbaring is baie duidelik. Ons leef in die laaste dae. En die woord van God sê, hy sê die duiwel het met woede neergedaal. Ja. En daai woede wat hy mee neergedaal het, is die geestelike oorlog waarin ons is, en wat my koningskap en my heerskappy benadeel. En by koninkryk heerskappy wil ons die mense juis leer om te wandel in die autoriteit wat God ons gegee het. En omdat die duiwel neergedaal het met woede, stuur hy sy demone en sekere owerhede. En Lilith is een van daardie owerhede. En as ons hom kan identifiseer in mans en in vrouens, wat spesiaal of wat spesifiek inkom in die aande wanneer jy slaap. Mans bel my, sê vir my, dit gebeur met my, maar ek is te skaam om daaroor te praat. Dan moet ek en jy hieroor praat en vir die mense vertel, mense, dis wat 'n realiteit is in mense se lewens. Nie almal se lewens nie, in mense se lewens. En baie vrouens se lewens. Nou kom ons kyk vinnig wat Frik Weideman gesê het. Hy het gesê dat, as jy natuurlik Openbaring 12 en vers 12 gaan kyk, dan kom ons lees eers daai skrifgedeelte, en dan gesels ons oor wat hy gesê het. Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon. Weer die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Nou hierdie skrifgedeelte het betrekking in die tyd van die groot verdrukking. Satan gaan in die helfte van die week, in die middel van die 7 jaar periode, gaan hy uitgewerp word op die aarde, en dan het hy vir 3,5 jaar tyd in die groot verdrukking,
gaan hy die mense mislei en verder wegtrek van die Here af en vervolging oor die kerk en so meer. Hierdie het nie te doen met 'n gebeurtenis wat nou tans plaasvind nie, want hy sê ons lewe in die laaste dae, ons leef al die laaste 2000 jaar in die laaste dae. Die laaste dae begin na die kruisiging van Christus en ons lewe steeds in daardie tyd totdat die wederkoms gaan plaasvind. Maar nou sê hy dat hierdie mense, mans bel hom en sê hulle is bang, want die goed wat met hulle gebeur, is skaam om dit te vertel. Kan dit in ware gelowiges gebeur? Die vraag is, het die duiwel regtig dan sy bose geeste uitgestuur dat hulle sulke goed met kinders van die Here kan doen? Dit is skokkend om dit te hoor, want dit is iets wat nie met 'n kind van God kan gebeur nie. En dit is wat mense glo, want jy sien in die bevrydingsbedieninge word daar geleer dat Christene demone kan hê en dat hulle duiwel besete kan wees en dat hulle selfs demone in hulle kan hê wat uitgedryf moet word. En dit is nie wat die woord van die Here leer nie. So kom ons gaan kyk na die volgende videoklip waar Amelia Weideman sê dat Lilith is 'n realiteit, 'n werklikheid en veral onder gelowiges en so meer. Kom ons gaan luister na die videoklip en dan gaan ons daaroor gesels. En Lilith is 'n werklikheid in baie mense se lewens, in gelowiges se lewe. En soos wat ons nou gesê het, mense is te skaam om daaroor te praat, want hoe praat ek daaroor? Ek is dan 'n gelowige, ek is 'n regverdige, ek is 'n vrou van God, of jy's 'n man van God, maar hierdie goed gebeur met jou, hoe kan dit met my gebeur? En dan is mense te skaam om na iemand toe te gaan en te sê, help my, want hulle is bang vir daai, wat het jy gedoen? Ja, nie dit nie. En ons wil nie daar sê, wat het jy gedoen nie? Ja. Ons wil jou help om vir jou te sê, hoe het daai ding ingekom en waar kom daai ding vandaan? Dit plaas druk op huwelike. Baie. Jy weet, aan die man se kant en aan die vrou se kant, want daar kon dalk, en ons gaan later daarby kom, daar kon dalk in die verlede van 'n man of 'n vrou, kon daar dalk pornografie ingekom het. En nou sê ek vir my vrou, maar ek is klaar daarmee. En nou kry ek hierdie goed wat met my lol in die aande, nou is ek te bang om daaroor te praat, want nou dink my vrou, maar ek is nie klaar daarmee. Verstaan jy? So daai ding plaas geweldige druk op die huwelik. Ja, dit doen, want hierdie een vroukie wat my gekontak het vir my gesê, Amelia, my man sê ek is mal, hy gaan my na die malhuis toe stuur. Ja. Sy sê, maar ek help my asseblief, ek weet nie wat om te doen nie. So ons is vandag hier om jou te help, om hierdie gees, hierdie spirit te identifiseer, vir jou te vertel, waar kom hierdie spirit vandaan, hoe het daai spirit wettige reg in jou lewe, waar staan dit in die Bybel, hoe identifiseer ons dit in die Bybel, en hoe raak ek ontslaaf van hierdie ding? Ja. Nou hierdie soort van praatjies vind ons in die okkultiese bedrywighede, in orgies aan die okkulte en so meer, dat hierdie gees van Lilith in die aand na mense te kan kom en sekere praktyke kan uitvoer en jou indwing as 'n ware. Dit vind ons nie in die skrif nie. Ons weet toe die seuns van Skewa natuurlik, hulle het natuurlik ook gedink dat hulle kan met demone autoriteit uitoefen oor demone, en die demone het natuurlik hulle wou daardie persoon demone uitdryf en hulle sê Jesus ken ons en van Paulus weet ons, maar wie is julle? Met ander woorde, hulle het onmiddellik erken die gesag van 'n gelowige. As jy die gees van God in jou lewe het, dan kan hierdie goed nie gebeur nie. En tog leer hierdie mense dat hierdie goed plaasvind. Nou, sy sê dat hierdie gees 'n werklikheid is in die gelowiges se lewens. Nou, hoe bepaal hulle dit? Dis 'n vraag wat ek wil vra. Dat mense skaam is om daaroor te praat, dit plaas druk op huwelike, twyfel. Met ander woorde, nou het jy ontrou gewees aan my, met wie? En dit is goed wat absoluut belaglik is, en ons vind dit nie in die skrif nie. Nou, hulle wil mense graag help om dit te identifiseer en kyk waar hulle 'n wettige reg gekry het en hoe om ontslae te raak daarvan. En dit is absoluut, as jy betrokke raak by die okkulte, moet jy dit dadelik bely, laat staan, en die bloed van Christus jou afwas, en jy moet afkeer van hierdie goed af. Daar is nie sekere rituele wat jy nou moet doen, jy moet na mense toe gaan, dat jy bevryding op jou toegepas kan word, en duiwels uit jou kan dryf, en so meer nie. Dit vind ons nêrens in die bediening van Paulus, die apostels nie, en dit is absoluut skrikwekkend. Kom ons gaan luister na die volgende video, hoe hulle dan ook praat, hoe om verlos te raak dan natuurlik
of waar kom hulle vandaan en hoe om verlossing te kry. So, ons het nou baie gepraat oor Lilith en ons het ook nie baie gepraat, want as ons nou regtig praat oor Lilith, dan is dit 'n seminaar vir 'n hele Saterdagmôre. Dis 'n geweldige diep studie, want ons het baie skrifte, maar ons het nie baie tyd nie, want ons wil jou net bewus maak van wat in die wêreld aangaan. Hoe kry ek hierdie ding uit my lewe uit? Hy kom besoek my in die aand, of sy kom besoek my in die aand, en ek voel nie gemaklik nie, ek is bang, en ek is onrustig. Hoe kry ek hierdie gees uit my lewe? Wat moet ek doen? Nou dis die vraag wat hulle vra, hoe raak ons ontslaaf van hierdie gees? Nou, as jy bang is om te gaan slaap, omdat jy bang is daar gaan demone jou besoek in jou kamer, of wanneer jy slaap, of wanneer ook al, is dit nie, wat 'n geestelike lewe moet 'n kind van God hê, om te vrees vir hierdie goed, sonder dat jy iets verkeerd gedoen het. Nou hierdie gees besoek mense in die nag, wat moet gedoen word om ontslae te raak van die gees? Nou kom ons gaan kyk na die oplossing wat hulle glo, wat 'n mens moet doen, wat moet gebeur om ontslae te raak. Kom ons gaan luister wat sê Frik Weideman en Amelia. Ek dink die eerste ding is om dit te erken. Jy weet, soos mense wat nou na ons toe gekom het en gesê, dit gebeur met my, help my asseblief. En om dit nie weg te praat en weg te skram daarvan nie, om dit te erken in die eerste plek, en dan moet ek vir Abba Vader vra, Vader, waar het hierdie ding ingekom? Hoe het hy ingekom? Waar het hy die reg gekry in my lewe? Ek wil hom nie in my lewe hê nie. Want Frik, die rede hoekom hy ingekom het, daar moet 'n ongoddelike verbond wees. Absoluut. En ons moet gaan kyk, waar is daai ongoddelike verbond? Waar het daai ongoddelike verbond ontstaan in die eerste plek? Want ons moet 'n bietjie eendag praat oor verbonde, want 'n verbond is 'n baie sterk ding in die geestesdimensie. Ek moet jou in die rede val. En dan ek moet nie die gees van Lilith erken in my lewe nie. Ek moet erken hoe die gees van Lilith ingekom. Ja. Met ander woorde, is belangrik. Ja, nee, ek moet daar, maar ek sal erken. So dit beteken ek moet weet, ek was betrokke met dit. Ek het daarna gekyk. Ek het dit gedoen. Hierdie goed het lêplek gekry in my sielsdimensie. Ek moet dit bely en ek moet dit erken. Of as dit dalk in jou generasie deurgekom het, sal Vader dit vir jou wel openbaar. Die gees, Ruach, is absoluut amazing. Wonderlik. Vanaand as mens tyd spandeer met Abba Vader, dan wys hy vir jou, maar waar het dit ingekom? Absoluut. As ek Vader dankie, dan kan 'n mens daarmee werk. Ja. En dan jy erken hom in jou lewe, jy bely dit, en dan Frik, dan moet 'n mens dalk baie keer iemand kry om jou te help. Want baie keer is die persoon nie so geestelik sterk nie, dan is dit moeilik vir daai ding om sommer net uit te gaan. Nou ja, kom ons begin dadelik. Hy sê, erken dat dit wat met jou gebeur het, moenie dit wegsteek nie. Vra die Vader hoe hy ingekom het en 'n wettige reg verkry het. Nou ek wil vir vandag sê, al sou jy in sonde wees, en al sou jy sekere goed doen, kan demone maar nie het in jou lewe instap nie. Die Heilige Gees het jou verseël, jy is steeds God se kind, en daarom moet jy dit bely. As jy enige iets onwettigs gedoen het, of gruwelike dinge gaan doen het, moet jy dit dadelik bely, dit regstel voor die Here, en die Here sal jou vergewe. Maar hierdie mense praat asof hierdie demoon, hierdie gees van Lilith, die enigste demoon is. Daar's baie demone wat jou kan tuister. En wanneer tuister jy? Wanneer jy in sonde is, dan verloor jy jou vrede met God, jy verloor jou gemeenskap met die Here, en die Satan kan absoluut dan kom en vir jou lieg en leuns vertel, en dit is hoe hy jou tuister. Hy kom nie en hy kom hou gemeenskap met jou in die nag nie. Dit is absoluut absurd, as ek dit so kan stel. Die rede wat hulle sê is 'n ongoddelike verbond. Nou waar kom hulle aan hierdie gedagte? Wat is 'n verbond? 'n Verbond is wat gesluit word tussen twee mense wat nie verbreek moet word nie. Soos die huweliksverbond. Dis 'n verbond tussen 'n man en 'n vrou wat absoluut net deur die dood verbreek word. Dan was daar baie verbonde in die Ou Testament, maar ons weet in die Nuwe Testament het die Here vir ons 'n verbond kom maak. Die verbond aan die kruis. Met ander woorde, dat hy ons vrygemaak het, dat hy die vloek verbreek het, en dat ons in 'n nuwe verbond met hom staan. En daardie verbond leer vir ons duidelik dat ons kan nie duiwel besete of duiwels in ons lewens hê nie, in wat in ons kan kom inwoon nie. Dis absoluut onskriftuurlik. Nou goed,
erken hoe hy ingekom het. Nou waar ingekom het? In jou kamer of in jou gees of waar? 'n Demoon kan nie maar net in jou gees inkom of in jou lewe inkom en dat jy beset is deur 'n demoon nie. En die gedagte dat 'n demoon in jou kamer gaan inkom terwyl jy werklik 'n kind van God is, ek betwyfel dit ten sterkste. Nou sê hulle dat jy het betrokke geraak by verkeerde goed waarna jy kyk en gedoen het. As jy sulke goed gekyk en gedoen het, dan gaan jy depressief wees, jy gaan jou vrede verloor met God. Maar om te beweer dat die gees van Lilith in jou kamer gaan inkom, of een of ander gees in jou kamer of in jou lewe gaan instap en bonatuurlike praktyke gaan uitvoer met jou, dit staan nie in die skrif, dit staan nie in God se woord nie. Nou, dit sê hulle ook, nou kom die leuen, hier kom die gevaarlike leuen nou, dat hierdie goed deur jou generasielyne kon kom, die bloedlyn vloeklyn. Absoluut nonsens, dit bestaan nie, geen kind van God kan 'n generasie vloek of 'n bloedlyn vloek op hom hê nie, die vloek is gebreek, absoluut nonsens. Hierdie is absoluut onskriftuurlike leerstellings wat nie eers, die woord van God praat nie eers daarvan. Nou die bevryding is nou nodig. Nou sê hulle, kry iemand soms wat jou kan help. Soms is jy maar bietjie geestelik nie sterk nie, en dan gaan die ding moeilik uitgaan. Nou waar uitgaan? Uit jou, as jy beset deur 'n demoon nou, of wat? Kinders van die Here kan die duiwel besete of 'n demoon in hom hê, selfs al sou jy sonde doen nie. Dit is absoluut absurd, dit bestaan nie. En in die bevrydingsbedieninge word hierdie goed baie graag geleer. Ons gaan baie gesels oor die bevrydingsbedieninge vorentoe, maar dit is absoluut onskriftuurlik. Nou kom ons gaan luister na nog 'n videoklip, die laaste videoklip waarin hulle dan leer watse ander metodes is daar om ontslae te raak van hierdie gees. Dan moet ons, as daar item in jou huise is, soos fietjies en engeltjies. Waar kom engeltjies vandaan? Nou engeltjie, Vader sê vir ons, jy mag niks maak van wat bo in die hemel is, op die aarde of onder die aarde nie. So hierdie engeltjies wat deesdae oralste pryk, dis niks anderste as Lilith nie. So mense kry die engeltjies uit jou lewe uit jou huis uit. Ek sien hulle het sleutelhouers wat deesdae engeltjies is, daar's baie keer nie eers gesigte op nie. So dis absoluut die spirit van Lilith wat deel is van jou lewe. Raak ontslaaf van daai goed. Ons mag nie daai goed hê nie, want Vader weet, dis 'n kontakpunt in die geestelike realm. Okay, gooi dit uit. Daai spirit was vasgeklou het. Vra vir Vader om daai gees weg uit te jaag, uit jou huis uit weg te jaag. En daai persoon leer, of daai persoon moet leer om daai ding te weerstaan, dat hy nie kan terugkom nie, weerstaan, want wat sê die woord vir jou? As hy uitgaan en hy vind hierdie tempel leeg, dan gaan haal hy 7 ander slegter as hy, en dan kom hy terug. So nou moet jy hierdie tempel, daar waar hy nou uitgestuur is, moet jy hierdie tempel volmaak met die woord van God. So eet die woord van God die hele tyd, sodat hy kan vol word. En dan moet ons in right standing begin wandel, in God se waarheid. Nou goed, kom ons gaan kyk, die metodes van verlossing wat hulle gebruik is, soos items in jou huis, soos engeltjies en vuurtjies. Natuurlik is daar sekere items wat ons absoluut moet vermy, soos Boeddha beeldjies en maak nie saak, wat daar enige okkultiese konnektasie is, dan moet 'n mens wysheid in die dag lê en hierdie goed nie in jou huis aanhou nie. Maar om te beweer dat die engeltjies in jou huis en die vuurtjies, dat hulle kontakpunte is en dat daardeur demone na jou toe kan kom en manifesteer, nou daar's baie debatte daaroor en ek dink die korrekte ding is om maar van hierdie goed ontslae te raak, maar dit is nie die manier hoe die gees van Lilith volgens hulle werk nie. Met ander woorde, die gees van Lilith werk hierdie goed en besoek jou in die nag, wat absoluut onskriftuurlik is. Nou dan sy vra die Vader om hierdie gees uit jou huis uit te jaag. Nou ja, kom ons gaan kyk wat die skrif vir ons leer. Ek dink mense verstaan nie die skrif nie. Jy vra nie die Vader om die gees uit jou huis uit te jaag nie. Die Here het vir die gelowige gesag gegee om die duiwel te kan weerstaan in Jakobus 4:7. Nou as hy enige aanslag is van die vyand in jou geestelike lewe, weerstaan hom in die naam van Jesus. Maar jy kan nie demone uit jou huis gaan uitjaag en die Vader vra om te doen nie. Dis absoluut nie in die Bybel nie. En hierdie mense glo dit. Dan gebruik sy Matteus 12 vers 45 buite konteks.
nadat jy nou Lilith uitgejaag het en jy vul dit nie, dan bring hy ander geeste slegter as daardie geeste, 7 geeste natuurlik. Dan wil ek vra, was hierdie mens of hierdie persoon beset met bose geeste, dat hy dit uitgedryf het, en dat hy nou sy lewe nou moet vul, dat dit nie weer kan terugkom nie. Dit het, as jy daardie konteks gaan lees in Matteus 12:45, waaroor ons nie gaan gesels nie, is wanneer iemand as ongelowige geleef het, en daardie geeste is uit sy lewe uit, en hy kom nie, en hy begin die Here te dien, en daadwerklik sy lewe toewy aan Christus nie, dan kan dit gebeur dat daardie huis nie skoon is nie, en dat dit wel tydelik was, en dat daardie geeste kan terugkom. Maar jy kan dit nie van toepassing maak, nou op jou, as jy nou in jou huis sekere goed het, en jy verwyderd nie, dan kom daardie geeste terug na jou toe nie. Maar, hoe dit ook al sy, hierdie mense leer dat die gees van Lilith bestaan, en dat dit mense tuister in die nag, veral seksuele praktyke wat toegepas word. Dit wat ek vandag eintlik wil sê, is dat dit nie skriftuurlik is nie, dat dit nie kan gebeur nie, en dat jy, as jy dit nooit toelaat nie, hoe kan dit net plaasvind? Nou, in elk geval, die woord van die Here is duidelik, dat die wet, dat ons is van die vloek vrygespreek, dat demone nie op ons lewens so kan beslag neem nie, dat die demone nie in ons huise kan opereer nie, maar dit gebeur in jou kulte. Dis wanneer mense begin dinge doen, maar gelowiges behoort nie hierdie goed te doen nie. En daarom wil ek vandag die mite van Lilith die nekslag toedien, dat daar's baie bose geeste in die wêreld, en hoe weet hulle, dis die gees van Lilith. Maar nou ja, kom ons kyk wat die woord leer, hoe ons dit moet weerstaan, en wat ons daaromtrent moet doen. Nou ja, ek sluit daarmee af dan, dat die bose geeste het nie toegang tot jou lewe, om jou te beset nie. Dis baie belangrik om dit te glo en te verstaan, en dan natuurlik, dat bose geeste jou wil mislei. Dit kan hulle wel doen, as jy dit toelaat, maar God sal nooit toelaat dat jy jou kragte versoek word nie. En ten laaste, ons het die krag ontvang om die duiwel te weerstaan. En dis baie, baie belangrik. En mag die Here ons help en ons leiding gee en ons wysheid gee om hierdie goed reg te benader, te verstaan, en nie enige leerstelling wat aan jou opgedis word, te aanvaar as uit die woord van God nie. Mag die Here ons seën tot ons volgende keer weer gaan gesels. Totsiens.